Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Soos altyd lekker om saam met jou hier te wees en dankie vir daai likes, daai comments, daai shares van jou. Dis vir ons lekker om van jou te hoor en te hoor wat jy te sê het en selfs van waar af almal inskakel. So jy is welkom, los vir ons 'n kommentaar. Ons lees dit graag. En as jy ooit gebed nodig het, as jy ooit voel jy gaan deur 'n krisis of ons kan jou bystaan of help op een of ander manier, is jy meer as welkom om vir ons sommer 'n boodskap daar op Facebook Messenger te los. Jy is meer as welkom en ons sal graag saam met jou bid. Ons is nie 'n gesigtelose gemeente nie, so ons sal met liefde saam met jou op pad stap, saam met jou bid. In elk geval, ons is besig met die tema passie. Nou, ons is besig om te gesels hierdie week oor hoe lyk 'n passievolle lewe, 'n lewe wat met passie uitgeleef word vir Christus. En vandag wil ek met jou gesels daaroor 'n stuk wat ons in Kolossense 3 vers 23 kry en ek lees saam met jou. Paulus is aan die woord, hy sê, julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle werk doen. So Paulus sê, die passie wat ek en jy ons werk mee doen, sal vir mense wys dat ons aan die Here behoort. En as hierdie net 'n bietjie insink by my en jou, en ons besef dat wat ook al jy doen, dat dit is so powerful. Jare terug, terwyl hulle in Amerika besig was met die Space Program, toe die president van Amerika NASA besoek, en daar was 'n veer gewees. En toe hy verby hom loop, toe vra hy, sê van môre meneer, en wat doen jy hierso vir 'n werk? En die veer het hom geantwoord en gesê, ek help NASA om 'n man op die maan te sit. Nou dit klink dalk vir jou 'n bietjie far-fetched, soos hulle in Engels sal sê, maar dit is 'n man wat leef met passie. Dit is iemand wat sy werk na die beste van sy vermoë doen, en hy weet dat hy is deel van 'n span wat iets amazing gaan doen. En ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy, ek wil sê, bo die average, Christene, ons is geroep om nie average te wees nie, hoor. As jy dit nie weet nie, ons is geroep om ver bo average te wees. Ons moet ons werk met oorgawe doen. En die Here sê vir ons, selfs Paulus sê vir ons, hy sê, moenie werk asof jy vir aardse base werk nie, maar werk en doen alles wat jy doen, asof jy dit vir Christus doen. So wat Paulus sê is, hierdie passie van julle, wanneer julle kan ook dink is 'n geringe ding, maar wanneer ons die klein dingetjies met passie doen, dan sien mense dit raak, en mense begin dink, maar hoekom is hierdie persoon altyd betyds? Hoekom het hierdie persoon 'n ander tipe etiek wanneer dit kom by besigheid en selfs sy persoonlike lewe? Hoekom hanteer hierdie persoon met hierdie uiterste respek, al is dit 'n persoon wat in 'n hoër gesagsposisie is, wat ook al dit mag wees, maar die passie wat ons het, wat ons werk mee doen, skyn terug en wys vir mense dat ons in Christus is, want sy mense doen nie dinge half nie. Christus se kinders is nie mense wat net passieloos rondloop en dinge half doen nie. Hy sê, moenie dit doen vir mense nie, want mense gaan jou teleurstel. Mense gaan jou te nakom, maar hy sê, doen dit vir Christus. Alles wat jy doen, moet dit nie doen vir 'n baas hier op aarde nie, doen dit vir Christus. So mag ek en jy in die klein goedjies, ons dag tot dag wil ek amper vir jou sê, mag ons passievol selfs dit uitleef en dit doen vir Christus. Kan ons hom verheerlik selfs wanneer ons vee, selfs wanneer ons mop, kan ons die Here verheerlik. Dis amazing om aan te dink. Mag ek en jy met daai passie in ons loop en dalk kyk jy hierdie video vandag en jy dink, Jesus, ek het 'n bietjie passie verloor hier so by die werk. My gebed vir jou vandag is dat die Here kom en daai passie in jou herstel en dat jy uitblink daar waar jy is. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U, Here, ons sê vir U dankie vir hierdie passie, Here. Dankie dat ons dit net kan beleef, dat ons kan deel hê aan U. En Here, dit is ons begeerte vandag om alles wat ons doen, te doen vir U. Selfs die klein, selfs die gering, selfs dit wat ons dink niemand raak sien, U weet ons, Here, is dit wat U beleef. Dit is dinge wat U raak sien. Ons eer U daarvoor. Here, dankie dat ons 'n werk het, Here. Dankie dat U ons kan gebruik en is my gebed, Here, dat ons 'n verskil sal maak. Elkeen wat vandag hier sou kyk, Here, in die werksplek, daar waar hulle self bevind, tussen hulle vriende, dat hulle die passie wat hulle vir Christus het, daar ook sal wys. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier vandag. Ek sien uit om jou môre te sien. Jy moet 'n fantastiese naweek hê. Die Here seën jou en hou jou veilig. Sien jou môre weer. Totsiens.